Baie welkom by hierdie uitsending van die NG Kerk Oudtshoorn Wes. Dit het die afgelope week in die hele land geweldig baie gereën. En ek wil eerstens, ons wil vir die Here dankie sê daarvoor. Ons weet van skade, ons weet van lewensverlies, ons is jammer daaroor, maar ons het al so dikwels, so ernstig gebid vir die Here om die droogte te breek. En daarom, as jy buite in die natuur ook kyk, dis laat herfs, maar alles is skoon en dis nat en dis lewe. En dan is dit binnekort Moedersdag. En ek wil graag ook van die geleentheid gebruik maak om vir al ons ma's baie dankie te sê vir die wonderlike rol wat julle speel. Ek wil graag vandag kyk na die A tot O van die Nuwe Testament. Nou ek het so rukkie terug gepreek oor die A tot Z van die Ou Testament en net in kort, dit begin by die begin met die skepping en dan in Genesis 12 begin God met 'n mens, met Abraham en dan waar dit 'n gesinnetjie is, word dit meer mense en dan word dit 'n volk en so gaan die geskiedenis van die Ou Testament en dit is duidelik dat God se bedoeling met hierdie volk was dat hulle vir hom 'n getuienis moet wees, dat die nasies kan sien hoe dit is om God te volg. Maar die geskiedenis van die volk Israel in die Ou Testament is 'n geskiedenis van 'n bietjie op en baie af. En 400 voor Christus raak die Ou Testament stil. En dan begin die Nuwe Testament en ek noem dit die A tot O van die Nuwe Testament. Hoekom O? Party mense sê O staan vir openbaring, maar Jesus sê van homself in die Griekse alfabet is alfa is die eerste teken en omega is die tweede teken. So Nuwe Testament, die alfa tot omega van die Nuwe Testament. Ek lees uit Openbaring 22 uit 2 verse. Vers 16 staan, ek, Jesus, het my engel gestuur om teenoor julle oor hierdie dinge in die gemeentes te getuig. Vers 12, ek is die alfa en die omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. En waar die Ou Testamentiese verhale klomp draaie maak en plek 'n bietjie ingewikkeld is die Nuwe Testamentiese verhaal baie meer eenvoudig. Die hele Nuwe Testament gaan oor Jesus Christus, oor sy geboorte, sy koms, dan sy lewe en in die tyd wat hy gewerk het, het hy ons geleer om sy disippels te wees. En dan die einde van die evangelies vertel van sy dood en sy opstanding. So as jy die Nuwe Testament opdeel, het dit basies 4 gedeeltes. Die eerste gedeelte is die 4 evangelies. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Dit vertel die verhaal van Jesus, van sy geboorte tot by sy opstanding. So die geskiedenis van Jesus en dit wat hy geleer het, staan daarin. Die volgende boek, Handelinge, het Jesus opgevaar na die hemel en die Heilige Gees is uitgestort. In die boek speel die Heilige Gees die belangrike rol. En wat gebeur in Handelinge is die evangelie wat Jesus kom plant het, die koninkryk wat hy kom vestig het, brei nou uit. Die kerk is gebore en die kerk dra die boodskap van Jesus Christus met hulle lewens, met hulle getuienis, met hulle woorde, dra die boodskap van Jesus Christus uit. En dis die geskiedenis van die Nuwe Testament. Matteus tot Handelinge, is die geskiedenis van die Nuwe Testament. As jy dit alles in een sitting wil lees, kan jy Lukas en Handelinge lees. Selfe skrywer, eerste boek en tweede boek. Datering, die evangelies is hier na 55 na Christus. Is Matteus, Markus, Lukas. Markus is die oudste. Johannes heel wat later geskryf. So na 55 na Christus is die evangelies geskryf. Handelinge so klein bietjie later, maar voor 64 na Christus. Van toe is Paulus
dood en Handelinge is geskryf terwyl Paulus nog lewe. Dan volg die briewe van die Nuwe Testament. Paulus se briewe, dan Hebreërs, Jakobus, Petrus, Johannes en Judas. Alles briewe wat geskryf is aan gemeentes. En die bedoeling van die briewe is om hulle te help om Jesus se boodskap in die praktyk van hulle alledaagse lewe in veranderende omstandighede toe te pas. So, dis 'n praktiese riglyne van, ons het nou gehoor wat Jesus ons geleer het, en ons weet wat hy vir ons gedoen het, maar hoe werk dit in ons lewens? En dan, soos wat Genesis begin met die skepping, in Genesis 1 en 2, eindig die Nuwe Testament met Openbaring, met die einde, die wederkoms van Jesus. So die hele storie van die Nuwe Testament, sy geboorte, Jesus se geboorte, sy lewe en leer, baie belangrik, sy leer, sy kruisiging en opstanding, die feit dat hy ons uit genade uit gered het, dan gee hy die stokkie oor by wyse van Spreuke aan die kerk. Handelinge vertel die begin van die kerk en hoe die kerk uitgebrei het. Dan die briewe, die sendbriewe word hulle ook genoem, van Romeine af tot by Judas, prakties help die gemeentes, hoe moet hulle in die praktyk lewe, hulle wat volgelinge van Jesus Christus is, en die hele Nuwe Testament eindig met Openbaring, met die einde en die wederkoms. Ek wil graag uit Matteus uit, heel in die begin van die Nuwe Testament, wil ek 'n enkele woord lees. Ek het gesê, met die Ou Testament, as jy klaar oor die begin gepraat het, Genesis 12 begin met Abraham, en God sluit 'n verbond met Abraham, en die woord Ou Testament beteken ou verbond. God het 'n verbond met Abraham gesluit, en die verbond is hernuwe met Moses en die volk by Sinaï. In daai verbond vra van die mense om God se volk te wees, daar's beloftes in, daar's reëls en wette in, die wet word gegee by Sinaï, daar's offers wat die volk help in hulle georganiseerde godsdiens, en die tempel speel 'n groot rol in die Ou Testament. In die Nuwe Testament kry ons 'n nuwe verbond. Dit het 'n lyn na die Ou Testament toe. Daar's ooreenkomste, maar daar is ook verskille. Die grootste verskil miskien is omdat die volk Israel nie kon doen wat God wou gehad het hulle moet doen nie. Dan kom God self in die persoon van sy seun Jesus aarde toe om 'n nuwe wet te gee. Jesus sê, ek gee julle 'n nuwe wet, julle moet mekaar lief hê. Maar die nuwe wet is nie heeltemal iets anders as die 10 gebooie van die Ou Testament nie. Dit hak daaraan, maar die Nuwe Testament gee altyd vir ons 'n ander perspektief, 'n nuwe perspektief, ook op God. As ek die hele verhaal van die Nuwe Testament kan afsluit, dan is daar 'n belofte in die Ou Testament van God se redding. En die volk wat dit moet dra, kry dit net nie reg nie. En na die 400 jaar stilte, dan kom God met Jesus, dan kom hy self. En nou kom die belofte van die redding word vervul. En Jesus leer ons hoe om hom te volg. En as ons Nuwe Testamentiese Christene wil wees, moet ons die woorde en voorbeeld en die oproep van Jesus Christus, as hy sê, volg my, moet ons ernstig opneem en hom glo. Kom ons bid. Dankie Here vir die Nuwe Testament, wat op die skouers van die Ou Testament staan. Dankie vir Jesus, wat die fokus van die Nuwe Testament is. Dankie dat ons Christene kan wees, wat genoem word as mense wat Jesus Christus volg. Ag Here, help ons in ons navolging, in ons gehoorsaamheid, in ons heiligmaking, dat U self nie vir ons sal skaam, dat ons U naam probeer dra nie, maar dat U met goedkeuring na ons sal kyk
en ons sal help deur u Heilige Gees om u kinders te kan wees. Amen. Ontvang die seën van ons Here, gaan in sy vrede. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons wees en bly. Amen.